Ja, goeiedag hier uit Swellendam uit. Dis nat en die reën raas op die dak. Ek hoop nie dit het 'n invloed op die klank nie. Maar ja, luister, as 'n terapeut vir jou sê hulle kan beslis jou probleem uitsorteer, is hulle of God of dom. En ek is beslis nie die eerste een nie en hooplik nie die tweede nie. Maar wat ek wel kan doen, is om saam met jou oor probleme te praat en te werk deur na menslike wetenskap en getoetste maniere om probleme op te los te kyk. So voor ons begin, klik daai subscribe knoppie as jy dit nog nie gedoen het nie. En as jy hierdie video op TikTok of Instagram kyk, gebruik die link in die beskrywing om my YouTube kanaal te besoek. So, mail my gerus vir vrae of afsprake op die e-mailadres hieronder en kom ons spring sommer dadelik weg. So ja, ons is nog steeds by tiener tantrums, maar die tweede video. En ons het verlede keer gepraat oor hoe kom hulle dit doen, wat dit veroorsaak, hulle het nie genoeg woorde om te bewoord wat hulle wil nie, en onthou, ons het gesê dat jou gedrag die temper tantrums, as jy dit so wil noem, kan vererger, omdat kinders agterkom, hulle kom weg daarmee. So, nou wil ek graag met onderwysers en met ouers praat, wel oumas en oupas wat haar kinders natuurlik ook kyk, want hulle bederf kinders verskriklik baie. So ja, dit kan baie moeilik wees wanneer kinders optree en ouers soos gewoonlik hopeloos voel, veral tieners. Ons praat van die ouderdom van, van 6, 7, 8, 9 af al. Onthou op die ouderdom van 2 is 'n babatjie maar basies 'n diertjie, so jy kan nie veel daarmee werk nie, maar dit is 'n storie vir 'n ander dag. So baie keer probeer mense allerlei tipe goed om kinders te dissiplineer, om hulle te kry om goeders te doen. En baie keer kan jy goed vererger as jy jou pitch verander, as jy allerlei verskillende maniere probeer om jou kind te dissiplineer. Eendag probeer jy hierdie, die volgende dag probeer jy dat. Een dag is jy nice, hy dink miskien moet ek nice wees, die volgende dag is jy streng. Dit maak kinders deur mekaar. En omdat kinders floreer in 'n omgewing met duidelike en konsekwente grense, is dit nie noodwendig die regte aanslag nie. Tog, selfs sonder vorige sukses, het ouers nog steeds die geleentheid om hulle aanslag te verander, want hulle het 'n groot invloed op hoe hulle kinders dinge hanteer wanneer hulle weerstand bied. So, deur metodes te gebruik wat kindersielkundiges oor die afgelope 100 jaar uitgevind het, is dit moontlik om beter gedrag by kinders aan te moedig en die ouer kind of die ouer onderwyser of die ouer skool omgewing te verbeter. So, die eerste gedeelte wat ons nou hieroor gaan praat, gaan oor algemene advies van die gedragskundiges of kindersielkundiges of kindernavorsers of wat jy dit ook al wil noem, oor die effektiewe en onmiddellike reaksies wat jy moet toon as kinders probleemgedrag het. So, daarna gaan ons 'n bietjie dieper kyk waarom kinders soms so optree en wat ouers kan help om spesifieke gedrag wat hulle wil verander beter te verstaan. Kom ons kyk gou na onmiddellike reaksies. Die eerste een is, bly by jou besluit. Moenie toegee aan jou kind se eise terwyl hulle 'n temper tantrum het nie. Net omdat hulle dit te laat ophou, asseblief vader, laat dit net ophou en dan gee jy maar in want jy het ander goeders om te doen. Maar onthou, dit kan onbewuslik leer dat temper tantrums werk. Dit is waar ons laas gepraat het. Die tweede een is, bly kalm. Sterk emosionele reaksies kan 'n kind se aggressiewe gedrag net vererger, of dit nou verbaal is en fisies. Onthou, jy kan nie aan jou kind gaan slaan nie, want hy gaan dit onthou of sy gaan dit onthou en later gaan hulle vir jou wil slaan want hulle word groot en hulle raak later sterker as jy, so hou dit 'n gedagte. So, deur self kalm te bly, wys ook die tipe gedrag wat jy by jou kind wil sien. Moenie jou meer verloor nie, dan gaan jou kind ook nie sy of haar meer verloor nie. So, ignoreer ongewenste gedrag, wel klein goedjies, en erken positiewe goed. So, moenie worry oor die klein goedjies nie. Moenie worry daaroor nie, dat dit met die klein goedjies moenie te nitpikkie wees nie. Want as jy oor die klein goedjies beklei, en jy skel daaroor, kan dit net die gedrag vererger. Gee eerder spesifieke lof of prys vir gedrag wat jy graag wil aanmoedig. En in plaas van skel, sê liewer mooi so. Ek is baie trots op jou dat jy hierdie gedoen het. As iemand geskree het en hulle is later kalm, sê ek is so bly dat jy nou rustig geraak het en ons kan nou rustig hieroor praat. Goed, die ander ding is,
pas gevolge konsekwent toe. Jou kind moet weet dat die gevolge van negatiewe gedrag is, soos met kleiner kindertjies time-out, en belonings vir positiewe gedrag, soos ekstra speeltyd, ekstra tyd op die komputer, ekstra tyd om games te speel, of wat ook al. Maar dit is baie belangrik, as jy 'n reël gemaak het, dat jy daarby bly. Moenie 'n reël maak, wat jy later gaan ignoreer nie. Maak dit liewer 'n ligter reël. Want as jy nie by die reël bly nie, het jy onmiddellik al jou dissipline verloor en die kind gaan maar net aangaan, want onthou daar is niks konsekwensies nie. So, dit is die deel wat ek vandag gou wou oor praat. So, comment in die comments hieronder, of stuur vir my 'n e-mail, en onthou, geen terapeut het al die antwoorde nie. As iemand sê hulle het, hardloop. Maar as jy lus is om saam met my aan te hou leer en te groei, druk daai subscribe knoppie en ons gaan loer na ander video's wat ek al gemaak het. TikTok en Instagram mense, skakel is onder in die beskrywing vir die volle YouTube ervaring, as jy dit wil noem. Mail my gerus vir vrae of afsprake op die e-mailadres hieronder, en tot volgende keer. Sterkte met jou kinders, sterkte met jou kleinkinders, en sterkte met jou leerders in die skool. Alright, goed, bye bye.